Vanoggend hier is net 'n reëling of twee. Die badkamers het nog nie water nie. So as jy nommer 1 doen, los hom net so. As jy nommer 2 doen, spoel hom. As daar nog water oor is, bygesê. So as jy mik vir 'n nommer 2 gaan kyk net eers of daar dalk water in is. Dis dalk 'n wyse besluit, maar die badkamers, die damesbadkamers, daar is 'n bietjie water ook daar by die wasbakke. Die moederskamer is daar ook, het ek gesien, daar is nog water daarin. En dan in die saal daar af is daar nog water daarson. En snaaks nog die manne, julle het water. Hier so om die hoek. Daar, na gister se diens het niemand water gebruik daar nie, so die manne, hulle kan knyp hoor, hulle weet hoe. Maar nou op 'n meer ernstiger noot, vandag is gelofte dag en dit is 'n dag wat ons hierso is en ons eer het en ons eer hierdie dag tot eer en verheerliking van ons Hemelse Vader en ons gedien hierdie dag as 'n Sondag, as 'n rustdag. En vanoggend het Hans Fourie, hy bring vir ons die boodskap vanoggend. Ek is eintlik tegnies op verlof, maar dit is moeilik om weg te kom by die kerk. Ons is maar hier, ek gaan vanoggend daar agter sit. Maar baie dankie vir elkeen wat hier is en elke besoeker ook wat hier so is. Mag die Here u seën vanoggend, ook in die diens. En Hans, baie dankie. Jy mag maar oorneem hierso, dan kan ek daar agter gaan sit. Wyse gaan ons die stem sing. Kom ons begin by die stem om die Here te vereer en verheerlik en om sy naam groot te maak. Kom ons staan saam, dan sing ons die stem asseblief. Ons sing om te min, dis die probleem. Ek dink ons moet daai lied meer sing en ons weer bekend maak met die lied. Nou ter inleiding, 186 jaar gelede, 16 Desember 1838 is 'n gelofte aan God gedoen. Nou voor ons die inleiding lees, kom ons bid net saam en ons vra die Here om ons harte oop te stel vir sy woord.
Koning Jesus, baie dankie vir 'n geleentheid soos hierdie. Dankie dat ons aan die voete van Jesus kan kom neerbuig. En dankie dat ons aan u voete kan kom sit om te hoor wat die stem van Jesus met ons wil spreek. Wat die woord vir ons in ons hart wil gee, sodat ons teen u nie sal sondig nie. Here, dankie vir 'n geleentheid wat ons het as 'n gemeente om hierdie dag te onderhou. Dankie dat ons gehoorsaam is daaraan. Dankie dat ons dit nie agterweë laat nie. Dankie dat ons kan kom bid vir ons siekes. Dankie dat ons kan kom bid vir ons behoeftes, ons tekortkominge, want u voorsien in alles. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. En daarom wil ons vanmôre voor u staan en u aanbid daarvoor. Dankie vir alles wat u ons gee. Dankie vir die natuur. Dankie dat u in beheer is. Ons aanbid u en ons loof u daarvoor. Amen. Nou op Sondagoggend voor die aanvang van die godsdiens het die hoofkommandant diegene wat die godsdiens sou waarneem bymekaar laat kom en hulle versoek om met die gemeentes te praat dat hulle almal vol ywer in gees en in waarheid tot God mag bid om sy hulp en sy bystand in die slag teen die vyand en dat hy aan die almagtige gelofte wou doen indien almal inwillig. Sou die Here ons die oorwinning gee, 'n huis ter nagedagtenis van sy groot naam te stig, waar dit hom sal behaag, en dat hulle ook moes smeek om die hulp en bystand van God, om hierdie gelofte verseker te kan volbring, en dat ons die dag van oorwinning in 'n boek sal aanteken, om dit bekend te maak, selfs aan die laaste nageslag, sodat dit ter ere van God gevier mag word. Meneer Resselie, landman Joubert, was verheug om te hoor. Hulle het hulle gemeentes hieroor ingelig en hulle gemeente toestemming gekry. Hierna het die godsdiens in aanvang geneem en die Heer Resselie het die diens in die hoofkommandant se tent waargeneem. Hy het begin met die sang by Psalm 138 vers 12 vers 16 en hy het die vervolgens die voorgebed gedoen en gespreek uit Rigters 6 vers 1 en 24 tot 24. Gaan lees dit gerus. Gaan lees daai gedeelte van Rigters. Dit is Gideon. Hierna het hy afgesluit met die gebed waarin die voormelde gelofte aan God gedoen is en 'n kragtige smeking om God se hulp en bystand in die volbringing van die gelofte. Ons het verder gesing uit die 12de en die 21ste verse van die voormelde 38ste Psalm en hy het die godsdienst afgesluit met die sing van Psalm 134. Ten agtergrond is dit belangrik om te noem dat die gelofte elke dag vir 7 dae vanaf 9 Desember 1838 tot en met 15 Desember afgelê is, waarna God wonderbaarlike wyse op 'n wonderbaarlike wyse uitkoms verleen het aan die voortrekkers op 16 Desember 1838 tydens die slag van Bloedrivier. Nou ons gaan die gelofte doen en ons gaan staande dit doen. Ons gaan dit voorlees vir, dit sal op die bord ook verskyn. Kom ons staan, dan lees ons die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat, tot sy eer sal deurbring, en dat ons die huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel,
tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer en die oorwinning aan hom te gee. Staan net so, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons hierdie gedagte en hierdie gelofte voor U kan hou. Ons is skuldig as 'n volk in baie dinge. Ons het wegbeweeg van U. Ons is in 'n era waar ons eie pad wil stap, waar ons eie ding wil doen. Maar nou kom ons, Here, en ons kom vra dat ons opnuut laag aan U voete sal buig. Want die wêreld is vinnig besig om te verander. U is op pad om ons te kom haal. Ons wag vir daardie geleentheid. Ons wag vir die bassein om te blaas, sodat ons met U verenig kan word. Dankie vir die gelofte en dankie dat ons dit kan onderhou in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing is vanmôre in Jesaja 40 vers 1 tot 11. So as jy die woord saamgebring het, maak asseblief saam met ons oop. Dan gelees ons in Jesaja 40 vanaf vers 1 tot 11. Ons gaan nou nie vanoggend die geleesde gedeelte wat Silje gelees het daardie oggend in Rigters gaan ons nie lees nie, maar u is welkom om by die huis dit te gaan lees in stilte en bietjie daaroor na te dink. En hoe dit wat met Gideon gebeur het in daai tyd en hoe hy dit raak gesien het 'n paar 100 jaar of 1000 jaar daarna, om dat die woord van God, al het dit in Moses se hart gespreek, al het dit in Adam en Eva se hart gespreek, dat dit tot vandag toe nog in ons harte kan spreek. En daarom moet ons die woord van God nie verag nie, want dit is baie gevaarlik om hierdie woord te verag. Ons lees saam vanaf vers 1. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n Stem van een wat roep, berei die woestyn weg van die Here. Maak gelyk die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word, en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plek 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal sien, van die mond van die Here het dit gespreek. 'n Stem sê, roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand vir ewig. Hou stand in ewigheid, ekskuus. O Sion, verkondiger van die goeie boodskap, klim op die hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van die goeie boodskap. Hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterkte, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. En die lammerooi sal hy saggies lei. Net tot sover uit die woord van die Here. Nou 'n teks van oordenking is Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor en die blom verwelk, maar die woord van onsse God
hou stand in ewigheid. Nou soos hulle op 16 Desember 1838 die woord van die Here gelees het, so is hierdie woord nog steeds vandag geldig tot elke probleem in jou lewe. Is hierdie woord van God vir jou en vir my geskrywe, sodat ons in hierdie pad kan wandel. En dit is in die weg van die Here. Die tema vanoggend dan vir ons diens, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ken jy daardie God? Of het jy al gehoor van daardie God? So dan later ook die God van Abraham, Isak en Jakob, maar Jakob het Israel geword, want die 12 stamme van Israel is gebore uit Jakob. Kan ons sê dat die God van Abraham, Isak en Jakob ook die God is van 16 Desember 1838? Is dit nie dieselfde God nie? Dieselfde God wat Moses voor bang was om hom te aanskou en om te sien en met hom te spreek. Toe Moses by die brandende vuurbos kom, sê die Here vir hom, trek uit jou skoene, want die grond is heilig. Is die grond heilig vanmôre hier? Het jy jou hart voorberei om met die Here 'n ontmoeting te hê? Ek gaan vir jou 'n klomp vrae en jy moet dit self in jou hart antwoord voor God. En jy moet dit reguit antwoord. Want as jy dit reguit antwoord en jy is eerlik met God, dan kom God tot ons hulp. Hoekom is jy hier vanmôre? Hoekom is jy hier? Wie het jou gesê om te kom? Wat wil jy hê? Wat wil jy hoor? Wat wil jy sien? Wat wil jy ervaar? Waarom is jy hier? Wat is jou motief? Ons het mos altyd 'n motief om iets te doen. Wat is jou motief om hierdie gelofte te onderhou? Nou die woord van God, dis die volle woord. As ons kyk na 1 Petrus 1 vers 24, want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mense soos 'n blom van gras. Die gras verdor en die blom val af. Vers 25, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid en die woord wat aan julle verkondig is. Hierdie woord as jy hom vat, hy gaan tot in ewigheid bly. Jy gaan nie 'n jotel of 'n titel uit hierdie woord uit weggevat word voordat die Here alles volbring het nie, en dit sal nog in ewigheid staan daarna ook. Want dis wie God is. Dit is daardie God van Abraham, Isak en Jakob. En as iemand iets uit hierdie woord van die boek vat, Openbaring 22:19, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek gespreek is. So ek en jy mag nie kom by hierdie woord en hom verander nie. In die eerste plek het ek en jy nie die toestemming van God om in hierdie woord te verander nie. Want wie het hierdie woord ingegee? Jesus Christus het hierdie woord ingegee. Wie is ek en jy om aan hierdie woord te kom verander, om dele te sê, maar hierdie deel is nie van toepassing op ons lewe nie. Ons het op 'n ander geleentheid gesê, as jy hierdie woord vat en jy sê Genesis, jy glo nie in skepping nie, dan moet jy hom uitskeer en hom weggooi. Want jy vat nie die volle woord van God nie, en hierdie is die volle woord van God. Dis nie 'n halwe gedeelte wat vir ons gegee is nie. Dis 'n volle gedeelte wat gegee is. En net so kom die Here in Genesis 5 vers 18. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier. Mense, ons moet gaan kyk wanneer het die Here aan Abraham daai gelofte, daai verbond gesluit. Dit is, as ons nou net die boeke vat soos hulle is, dit is in Genesis. Aan wie die Here die land gegee?
aan Abraham, Isak en Jakob, aan Israel, want Jakob het toe Israel geword. En daardie land is nog steeds in plek, en daardie volk is nog steeds in plek. Hou God nog steeds sy kant van die verbond wat hy met Abraham gesluit het? Ja, hy het nog nooit wegbeweeg van die verbond wat hy met Abraham gesluit het nie, want Israel het God 'n plan mee van die begin af tot aan die eindtyd van hierdie wêreld. Het Israel wegbeweeg van God af? Ja. Hulle op die stadium toe herken hulle nie die Messias nie, en hulle sê weg met hom, kruisig hom, slaan hom aan die kruis vas. Hy is nie die Messias nie. Alhoewel hulle die Messias verwag. Hulle verwag hom al van daardie tyd af. Maar hulle het hom verwerp. En Israel, nadat hulle al daardie dinge gedoen het, is hulle eers in 1948 weer bevestig as 'n volk, as 'n staat. Nou kyk van Abraham se tyd af tot 1948. En God hou vas aan sy verbond wat hy met Abraham gesluit het. God verklaar nie daardie verbond kragteloos nie. Inteendeel, Abraham was die vader van geloof. Ek en jy is deelagtig in die verbond. Die verbond is nie met ons gesluit nie, want ons tel as 'n heidense volk. Maar omdat hulle Jesus Christus aan die kruis verwerp het, het die woord van God na ons toe oorgekom. Maar ons het nie 'n verbond met God gesluit nie. Psalm 50 vers 15 sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy met my eer. Wat het die voortrekkers gedoen daar? Hulle het Jesus Christus aangeroep. Hulle het al 7 dae van tevore het hulle begin hulle harte regmaak. 7 dae van tevore het hulle begin stil word voor God. Want hulle het geweet hulle uitwissing is om die draai. Hulle het die woord van God kom toepas in hulle lewens daar. Pas jy die woord van God toe in jou lewe? Of is dit maar net 'n boek? Is dit maar net iets wat jy lees? So ons is uitgehelp, maar nou beweeg ons weg van God af. God het sy woord gehou, hy het gesê, sy woord sê vir ons, roep my aan in die dag van benoudheid. Die voortrekkers kom en hulle roep die Here aan. Hulle sê, Here, help ons hier. Geef vir ons oorwinning. Ons sal dit en dit en dit doen. En die Here kom en hy gee vir hulle die oorwinning. Daar sterf nie een voortrekker nie. As ek reg verstaan en onthou, is daar 3 gewond. Nou ons kom met die gedagte dat die Here ons moet help. Ons kom met die gedagte dat ons hierdie woord in ons lewe sal toepas. As die Here vir ons sê, roep my aan, dan wil ons hom aanroep. Maar as jy geloftes doen aan die Here, soos die volk aan die Here gelofte gedoen het, dan moet jy daai gelofte hou. Onderhou ons die Sabbat. Nou dis, hulle het dit die Sabbat genoem. Onderhou ons die Sondag. Weet ons nog hoe lyk 'n Sabbat? Weet ons nog hoe lyk 'n Sondag? As jy daar onder deur die dorp ry, gaan jy nie sê dis Sondag nie. As ek vir jou 'n paar dae onder verdowing sit, en ek maak jou wakker en gaan sit jou binne in die dorp op 'n Sondag, gaan jy nie vir my kan sê dis Sondag nie. Hoe gaan jy vir my kan sê dis Sondag? As jy track of time verloor het, ekskuus die Engels, hoe gaan jy vir my sê dis Sondag? Hoe gaan jy vir my sê dis 'n Sabbat? Want leef ons in hierdie land of daar Sondag en of daar Sabbat is? Die huis van die Here.
Hoekom maak hulle die kerke toe en verkoop dit as stoorplekke? Want ek en jy woon nie die kerk by nie. Ek en jy gee nie ons tiende soos wat ons dit moet gee nie. Want dan sal die huis van die Here in stand gehou word. Hy sê, bring jou tiende na my toe. Gaan lees Maleagi. Bring jou volle tiende na my toe en daar sal spys in my huis wees. Hoekom is daar nie spys in die huis van die Here nie? Want ek en jy onderhou nie hierdie woord wat ons het nie. Ons bære hom nie in ons harte, sodat ons nie teen hom sondig nie. Weet ons hoe lyk 'n kerk in die binnekant? Ja, ons vanmôre weet nie, want ons het gekom om die Here te dien. Maar kom ek sê vir jou, daar's mense wat nie in 'n kerk kom nie. Al wanneer in 'n kerk kom is met 'n troue en met 'n begrafnis. Maar dank die Here, op 'n begrafnis praat hy ook met die mense. Dank die Here, op 'n troue praat hy ook met die mense. Al is dit net daai een geleentheid wat hy in die huis van die Here kom. Dan praat die Here daarso ook met ons. Ons laai ons kinders af hier voor die kerk, gaan Sondagskool toe. Ek sê jou later optel. Maar ons het nou net die gelofte gelees. Want ons moet dit aan ons kinders en ons nageslag in die laaste geslagte. Dit meen, die laaste geslagte is Jesus gekom het. En dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot die nageslag, ook vir die opkomende geslagte. Vertel jy jou kinders van Jesus Christus? Kom ons begin daar. Vertel jy jou kinders van Jesus Christus? Ekskuus. Weet jou kinders, as hulle vanaand sy oë toemaak, dat Jesus Christus teenwoordig is ten alle tye? Is dit die eerste, die tweede, die derde of die 10de geslag? Wel, die gelofte sê, die kinders daarin moet deel, tot nagedagtes op die opkomende geslagte. So wanneer kan hierdie gelofte ophou? As daar nie meer nageslag is nie. So hierdie is 'n ewige ding wat ons geroep het vir die Here, en ons het hom vra, Here, red ons uit. Ons sal hierdie gelofte onderhou tot aan die laaste geslagte. Hoekom wil ons dit nie onderhou nie? Die roem. Nou weet toe gaan die roem? Gaan die roem na die mens toe? Nee, jy sien, want as ons die roem op Jesus Christus plaas, dan moet ons van Jesus praat. As ons die roem op die mens plaas, hoef ons nie van Jesus te praat nie. Dis hoekom ons volk nie die roem aan God gee nie. Ons moet nie stil bly oor die gelofte dag nie. Ons wil dit nou hier onder die mat invee. Dis nou 'n dag, ons het nou iets verkeerds gedoen. Weet jy, Israel het nou 400 en iets dae terug. Toe kom daar 'n aanval op Israel. En Hamas val Israel in en hulle vermoor 'n klomp mense daarso. Nou ek wil nie met jou politiek praat nie. Ek wil met jou die woord van Christus praat. Maar as jy voorbereid is, so iets hier in Suid-Afrika gebeur. Maar kyk, in ons kontinent gebeur dit mos nie. Ek vra jou mooi, is jy voorbereid as dit hier in Suid-Afrika gebeur? Daniël 4 vers 37. Nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. En hy kan verneder die wat hulle trotsheid wandel, wat in hulle trotsheid wandel. Wandel jy in trotsheid? Of wandel jy in die spore van Jesus Christus, wat hy vir jou kom trap het op aarde, wat hy in die kruis kom doen het vir jou? Wandel jy daarin? Het jy sy woord gehou? Want dit is van die begin tot die einde dieselfde, dit staan vas en onverander.
Hierdie woord gaan nie verander nie, mense. In der ewigheid sal hierdie woord nooit verander nie. Weet ons hoe lyk ons binnekamer? Ons sit hier vanmôre, ons hou 'n gelofte. Maar hoe lyk jou binnekamer? Hoe lyk jou binnekamer? Is jou binnekamer 'n plek van pornografie, drank en dwelms? Is dit jou binnekamer? Is dit hoe jy jou binnekamer versier? En besoedel? Matteus 6:6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur. Bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. En hierdie teksvers word waar op 16 Desember 1838. Hulle het in die verborgenheid gaan bid tot God. 7 dae voor die slag het hulle gaan stil word voor Jesus. En wat doen die Here? Hy openbaar. Daar waar hulle in die binnekamer gegaan het, daar waar hulle in die tent gegaan het, daar waar hulle in die wa gaan sit het en kniel voor God en hom gesmeek het, sal jou in die openbaar vergeld, en hy vergeld in die openbaar, ons verslaan die vyand. Waar is jou binnekamer? Kom ek vra jou so, waar is jou binnekamer? Hoe sien jy hierdie gedeelte gaan in jou binnekamer? Dis daar waar jy in afsondering kom voor die Here. Dis jou binnekamer. Al is dit in 'n ossewa, al is dit in 'n tent, al is dit daar op die pad, al is dit daar onder die boom. Maar kyk, ons kan mos nie onder die boomkerk gaan nie, daar's nie aircon daar buite nie. Ons kan mos nie in die son sit nie, die son brand ons. Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Matteus 5:22, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Ek en jy moenie met die Here speel nie. Ek en jy moenie godsdienst speel nie. Het jy onvergewensgesindheid in jou hart? Matteus 6:15. Maar as julle die mense wat hulle oortredinge vergewe nie sal vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Luister mooi, as jy onvergewensgesindheid in jou hart het, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge nie vergewe nie. Het ons bitterheid in ons hart? Efesiërs 4:31, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Gaan kyk maar na hierdie twee goed, ons gesindheid en bitterheid bring siekte. Ek sê nie, daar is nie 'n mediese weg vir siekte nie, maar die woord leer ons, dat ons hierdie goed in ons hart het, en ons dit in ons hart bære, dan ontstaan daar siekte. En voor jy nie daai bron uitwis nie, voor jy nie daai bitterheid voor God neersit nie, voor jy nie daai onvergewensgesindheid voor die Here bring nie, kan jy nie herstel nie. Sal die genesing nie vir jou daar wees nie, al gebruik jy watse medikasie. Want in Spreuke sê die Here vir ons, bewaar jou hart meer as alle dinge, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Nou wil ek en jy die woord van God verander. Nee, wat ek gaan iets kry om te drink. Handelinge 7:59. Kyk hoe roep Stefanus die Here aan.
En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Vers 60. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Kyk wat doen Stefanus. Hy is die eerste martelaar van Jesus Christus wat vir hom gesterf het. Het Stefanus 'n binnekamer gehad? Ja. Want as jy gaan lees die hele Handelinge. As jy vanmiddag by die huis is, gaan lees hom. Stefanus se gesig het begin blink. En die Jode kon dit nie vat nie, hulle naderhand hulle ore toegestop. Dis ook 'n goeie samevatting van Handelinge 7. Het hy die hele Abraham en almal gaan lees het, in een hoofstuk kry jy amper die hele woord van God. Hy het 'n verhouding met Jesus gehad. Het hy bitterheid gehad? Nee. Hy is besig om hom dood te gooi met klippe. Het hy 'n bitterheid gehad? Nee. Want hy het Jesus Christus raak gesien. Ek en jy kyk mos vir mekaar. As ek kwaad vir jou is en of ek iets teen jou voel, dan raak mos 'n gevoel hier binne in my, dan sien ek jou nee, maar okay, ek onthou dit. Toe die klippe op Stefanus neerreën, toe sê hy, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Het hy ons vergewensgesindheid gehad? Nee. Maar hy pas vergifnis toe, terwyl hy sterwe. Terwyl hy sterwe, pas hy vergifnis toe. Watter God roep jy aan? Roep jy die God van Stefanus aan? As jy gaan lees by Stefanus, dan staan Stefanus, en hy kyk op na die hemel, en weet jy wat sê die woord van God ons? Hy sien dat Jesus Christus staan aan die troon. Nou die prentjie wat ek in my hart het, as toe Stefanus doodgegooi word, toe staan Jesus op van die troon af. En hy sê vir die Vader, dis my in my hart, hy sê vir die Vader, kyk, Stefanus sterf vir my. Is jy bereid om vir die Here te sterf? Is jy bereid om jou kruis op te neem vir die God van Israel? Genesis 3:20, daar het hy ook 'n altaar opgerig en dit genoem, die God van Israel is God. Eksodus 3:6, verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. 'n man soos Moses, wat die hele volk Israel uit Egipte land uitlei, maar ons kan ons maar net inval by die Here. Ons kom ons maar net, Here Jesus, ek wil met U praat. Maar ek is nie bereid om my binnekamer voor te berei, sodat ek met Jesus kan praat nie. Jy sien, dit help nie ek wil die gelofte onderhou, maar die God wat die gelofte aangemaak is, ken ek nie. Is 'n tradisie? Is 16 Desember 'n tradisie vir jou? Het jou pa en jou ma jou geleer, en jou ouma en jou oupa het jou geleer? Ekskuus. En hy wil nie 'n verhouding met hom staan nie. Dit help nie jy hou die gelofte, en jy staan nie in verhouding met Jesus nie. Want dan ken jy nie Jesus nie. Dit help nie jy onderhou die gelofte en jy lees 1 keer 'n jaar jou Bybel nie. En die res van die jaar lê jy onder die ander boeke, terwyl die boek bo op alles moet lê en nie onder alles nie.
Is daar 'n ontmoeting met jou en Jesus? Het jy 'n ontmoeting in jou lewe gehad met die heilige God, die God van Abraham, Isak en Jakob? Psalm 50 vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Kom ons vat saam. Dink ek en jy die geloof dat die gelofte nog in stand gehou moet word? Jy moet jouself vra. Jy moet jouself antwoord op voor God. Eerbiedig ons die dae van die Here. Ek het net vir jou gesê, as ek jou in die dorp gaan aflaai sonder dat jy weet watter dag het is, gaan jy sien dis Sondag. Behaag ons God in ons gemeentes. Nou kom ons na ons gemeentes toe. Behaag ons die Here. Doen ons wat die Here vir ons sê, of doen ons wat ons dink ons moet doen? Dink ek en jy dat die kinders uitgesluit is? Jy is verantwoordelik vir jou kind. Nou noem ons dit versoeningsdag. Maar ek wil jou dit sê, as jy nie met God kan versoen nie, dan kan jy nie versoenbaar wees met jou medemens nie. Luister mooi, as jy nie met God kan versoen nie, kan jy nie versoenbaar wees met jou medemens nie. Want as jy met God versoen, as jy liefde vir God het, dan is jy versoenbaar met jou medemens. As jy nie daai liefde het nie, kan dit nie gebeur nie. Want as daar nie goddelike liefde is nie, sal daar nooit versoening wees nie. Dis nie die oppervlakkige liefde wat ek en jy het in die verbygaan vir mekaar nie. Dis goddelike liefde. Nou ons het in die begin al die vrae gehad. Hoekom is jy hier vanmôre? Wie het jou gesê om te kom? Wat wil jy hê? Wat wil jy hoor? Wat wil jy sien? Wat wil jy ervaar? Waarom is jy hier? Wat is jou motief? Jy sien, as die vraag nie oor Jesus is nie, is ons met die regte gesindheid en hart hier. So as jy hierdie vraag antwoord en dit gaan nie oor Jesus nie, is jy met die regte gesindheid hier vanmôre. Is jy met die regte hart hier voor God. Staan jy in afwagting en wag vir die Here om in jou lewe in te spreek, in jou lewe te help. En selfs hierdie boek wat die woord van God is, dat dit wat hy in Genesis gesê het, nog steeds in my en jou lewe vandag kan uitwerk en werk volgens die wil van God. Is jy vir God of is jy vir Satan? Jy moet die keuse maak. Daai boere het 'n keuse gemaak, hulle gaan die Here aanroep. Hulle het 'n keuse gemaak, hulle gaan hulle harte skoonmaak vir God. En daai keuse het hulle tot aan die voete van Jesus gebring. Jesaja 1:18 sê vir ons, kom laat ons die saak uitmaak. Kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here nooi ons uit in sy woord. In hierdie einste woord kom hy en sê, kom na my toe. Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Waar staan jy vanmôre? Is jy weergebore? Het jy 'n verhouding met Jesus? As jy gestenig word soos Stefanus, wat gaan jy doen? Gaan jy skree en vloek en skelp terwyl jy sterwe? Of gaan jy soos Stefanus wat 'n binnekamer gehad het, sê Here, vergewe hulle. En soos Jesus aan die kruis gesê het,
Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, toe hulle hom gekruisig het. Jy sien, dit was nie vreemde volke wat Jesus gekruisig het, dit was die Joodse volk wat Jesus gekruisig het. Hulle het geskree, weg met hom, kruisig hom. En die Messias het na hulle toe gekom, na sy eie toe. Ons teks van oordenking, die gras verdor en die blom verwelk. Met ander woorde, ons tyd gaan verby. Ons tyd in hierdie land gaan ook verby. Ek het net nou gesê, ek wil nie met jou politiek praat nie, ek wil met jou evangelie deel. Maar as ek en jy 'n binnekamer het, en ek en jy op ons knieë voor God is, en 'n aanval kom soos teen Israel, dan sal ons weet, om in daai binnekamer te bly, want daar is ons redding. Nie in die R4 nie, nie in die R5 nie, nie in die R1 nie. Maar in daai binnekamer, daar waar jy kniel voor God, daar is jou verlossing, daar is jou redding, daar is jou uitkoms. So op hierdie gelofte dag moet ons harte gaan ondersoek. Op hierdie gelofte dag moet ons gaan stil word voor God en met introspeksie doen op jou lewe. Jy weet waar staan jy met God. Jy weet wat is, waar is jy aan en waar is jy af. Jy weet presies hoe lyk jou binnekamer. Ek hoef dit nie vir jou te vertel nie. Niemand hoef dit vir jou te vertel nie. Jy weet of jy een het of glad nie een het nie. Jy weet of daai binnekamer besoedel is. Moses mag nie sy skoene aangehaat het nie, want hy sou die heiligdom vertrap het. Die Here sê vir hom, trek uit jou skoene, want die grond is heilig. Ons aanbid 'n heilige God. En daarom moet ons die dinge wat ons as volk beloof het aan God betaal. En dit wat jy in jou eie lewe beloof na 100, amper 200 jaar, is nog 2038, dan is dit 200 jaar. Maar wat het jy gister aan die Here beloof? Wat het jy eergister 'n gelofte gedoen aan God? Waar jy sê, Here, help my. So ek en jy moet weet, daardie geloftes, maak nie saak of dit die 1 op 16 Desember is, of dit die 1 op 2024 is, wat jy gemaak het nie. Of het jy by 'n nuwe jaar gekom en jy het 'n voorneme gedoen in die nuwe jaar en gesê, Here, ek gaan U dien. En die 3de dag van die nuwe jaar is jy by die party, dien jy Satan. Dis nie verkeerd om party te hou nie. Dis nie verkeerd om vrolik te wees nie. Maar waar lê jou hart? Dis waar die ding is, waar lê jou hart? En die Here weet presies waar jou hart lê. En jy ook. Want die Here openbaar ons hart deur omstandighede. Uit daai boere het hy daar hulle hart geopenbaar. Hulle hart was reg voor God. Want jy sien die omstandighede, die drukking wat daar was op hulle om te oorleef, was so groot gewees, dat hulle geweet het, as 'n volk, kan hulle nie daar uitstap nie. Daar's net een weg, en dit is Jesus Christus. En so is daar vanmôre ook net een weg in my en jou lewe, en dit is Jesus Christus. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied.